Ons kyk na 'n netto elektrostatiese krag in 2 dimensies. So wat nou hierso gebeur is, hulle gaan gewoonlik vir jou 3 voorwerpe gee. So hulle gee vir jou so sfeer A is min 3 nanocoulomb en dan die ondersit sfeer B en hy is min 5 nanocoulomb en dan hier aan die regterkant sit ons met sfeer C wat 2 nanocoulomb is. En dan sê hulle vir die afstand tussen A en B is 120 mm en die afstand tussen B en C is 100 mm. En dan vra hulle, wat is die netto krag op sfeer B? Nou om dit te doen, gaan ons dan nou die krag as gevolg van A op B uitwerk en ons gaan die krag as gevolg van C op B uitwerk en dan moet ons nou dit kombineer om 'n tweedimensionele netto krag te kry met 'n unieke rigting. So wat ons eers doen is ons werk net gou eers uit wat is A op B. So ek gaan sê die krag van A op B gaan wees K kie A kie B op R kwadraat. Nou K is Coulomb se konstante, dis 9 mal 10 tot die mag 9. En dan die kie van A is daai min 3 nanocoulomb. So dis min 3 mal 10 tot die mag min 9. En die kie van B is min 5 nanocoulomb. En dit alles op 120 mm, wat 12 cm is, so dis 0,12 kwadraat. Onthou dat daai R in meter moet wees. Jy moet altyd dit herlei na meter toe. Nou, of jy die tekens hier in vervang of nie, dit maak nie regtig saak nie. Dis net 'n konsep wat jy moet verstaan. So as jy gaan sê 'n negatief en 'n negatiewe lading gaan mekaar obviously afstoot en dan gaan die antwoord 'n plus wees. Die oomblik as die tekens verskil, gaan die antwoord 'n minus wees en dan moet jy net onthou 'n negatiewe krag antwoord by elektrostatiese som beteken maar net dat dit aantrekkend is. So oor die algemeen die onderwysers by die skool ook los maar net die tekens uit, want jy gaan tog op die ou einde nog steeds die rigting self interpreteer volgens die skets. Okay. So as ek nou daai gaan uitwerk, dan kom dit uit by 9,375 mal 10 tot die mag 6 Newton. En nou het ek gesê A en B is beide negatief, so dit gaan 'n afstotende krag wees. So vir die rigting skryf ons afstotend. En omdat ons kyk na die krag wat op B uitgeoefen word, dan maak jy asof A die een is wat stil staan. A kan nie beweeg nie. Maar B is die een waarop die krag uitgeoefen word. So B is die enigste voorwerp in hierdie som wat kan beweeg. So as A vir B afstoot, waantoe sal hy eintlik nou stoot? Af ondertoe. So dan gaan ek net hier hakies bysit. Dit beteken dan nou eintlik af. Reg, dan doen ons die krag van C op B. Gaan dan wees K kie C kie B op R kwadraat. So weer 9 mal 10 tot die mag 9. Die kiewaarde van C was gewees 2 nanocoulomb en die kiewaarde van B was gewees min 5 nanocoulomb. Op R was 100 mm, so dis 0,1 kwadraat. En as jy dit gaan uitwerk, sal jy kry 9 mal 10 tot die mag 6 Newton. En nou gaan ek sê, daai is 'n positiewe en 'n negatiewe lading, so dis 'n aantrekkende krag. En C sal vir B aantrek na regs. Onthou, dis die rigting waarin B sou beweeg as hy los was, as hy kon beweeg. So daarso gaan ek sê, dis soveel Newton aantrekkend, wat ek dan nou in hierdie geval sal sien as regs. So nou het jy daai twee kragte, nou moet jy uit dit uit jou netto krag probeer uitfigure. En wat ons dan doen, is ons teken net 'n gewone vrye liggaamdiagram rondom sfeer B. So sfeer B ervaar nou 'n krag af ondertoe, die krag wat A op B uitgeoefen het, en hy ervaar ook 'n krag na regs, die krag wat C op B uitgeoefen het. So dis nou die twee kragte wat gelyktydig op B inwerk. Wat beteken my netto krag, bietjie graad 10 as hierso, gaan dan hierdie skuins netto krag wees so, as ek 'n geslote driehoek gaan vorm, wat dan nou eintlik ook 'n Pythagoras driehoek is, wat beteken jy kan daai F net gaan uitwerk met 'n gewone Pythagoras som, so ek gaan hier langs die kant net sê, as ek dan nou F net soek, dan sê ons F net kwadraat, is dan die krag van AB kwadraat, plus die krag van CB kwadraat, dan doen ons dit gaga, so dit gaan wees 9.375 mal 10 tot die mag 6 kwadraat plus 9 mal 10 tot die mag 6 kwadraat. En onthou dan om te wortel. So wortel van die antwoord gee dan vir ons daai, dit is daar is 3 plekke, daar is nog 3 plekke,
So dit gaan wees 12,99 wat eintlik dan nou 13 maal 10 tot die mag 6 Newton gaan word. Vir daai skynskrag vir my netto krag. Maar nou kort ek 'n rigting vir hierdie krag en daai netto krag is nou skyns af onder toe. Wat beteken 'n korte hoek iewers? En 'n nas lees ons hoeke mos van noord af. So van noord af moet ek dan nou 'n hoek bepaal van daar af al die pad om tot by hierdie netto krag. So ek gaan nou eers 90 grade gebruik en dan gaan ek hierdie stukkie in die middel theta maak. Nou as ons uit theta uitkyk, dan sal, soos ek nou net daai stuk vat, dan is hierdie teenoorstaande aangrensend en skyns. So dan gaan ons net 'n gewone tan sommetjie doen, want ek het die teenoorstaande sy, dis die krag van A op B. Ek het die aangrensende sy, dis die krag van C op B, en dan kan ek mos vir theta oplos. So ek gaan dit sommer hier langs die kant doen. So ek gaan sê die tan van theta gaan wees die krag van AB, my teenoorstaande sy, op my aangrensende sy, die krag van CB. So tan van theta is, daai was 9,375 maal 10 tot die mag 6, en daai was 9 maal 10 tot die mag 6. En dan om vir theta op te los, moet jy mos net shift, so as jy gaan sê shift tan van 9,375 maal 10 tot die mag 6, op 9 maal 10 tot die mag 6, dan kry ons 'n hoek van 46,17 grade, maar onthou nou, dit is nie die finale hoek nie, dit is net daai theta, dit is net daai klein stukkie van die driehoek. So eintlik, as ons van noord af gaan meet, dan sal ons sê daai eerste 90 grade moet bygetel word. So dan plus ek net hier 90 grade by, en dan gaan ons kry 136,17 grade, wat dan nou jou finale peiling of rigting is vir daai netto krag. Ok, so jy werk die twee kragte apart uit, doen net gou self 'n vryliggaamdiagram, werk die skynsy met Pythagoras uit, en dan moet jy net laastens daai hoek kry. Ok, nou ek wil net vir julle wys, as die netto krag in een van die ander kwadrant wys, hoe doen jy dan die hoek? So sê nou maar jou netto krag is in die eerste kwadrant, hy loop so skyns, soontoe. Dan werk jy net hierdie hoek uit. Maar dan moet jy onthou, daai krag gaan dan teenoorstaande wees, hierheen gaan aangrensend wees. As hy in die tweede kwadrant lê, en wat ons nou net gedoen het, so, dan werk ons daai hoek uit, en ons plus 90. As hy in die derde kwadrant lê, so, dan werk jy daai hoek uit, en jy plus net 180. En dan laastens, as die netto krag in die vierde kwadrant lê, so, dan gaan ons daai hoek daar uitwerk, en dan 72 bytel. Jy kan ook daai hoek uitwerk as jy wil, en dit net van 360 aftrek, maak nie saak nie. En dis dit.